Goeiedag vriende, dis regtig 'n groot lekker om julle daar in Pretoria se geweste te kan groet. Hierso van baie ver af, waar ek my studeerkamer in Guatemala sit. Guatemala, my vrou se nasie, en ons tuiste is genestel in die pragtige hoogland van Sentraal-Amerika. Op die kaart hier neffens my kan julle sien, ons is net so 'n spikkel, net onder Mexico, maar baie lekker om hier te kan wees. Ons Afrikaners is sommer regtig wyd oor die aarde gesaai deesdae. Maar danksy die tegnologie kan julle vir my sien, en ek kan ook die verrigtinge sien. Dis die tegnologie, gedryf natuurlik deur die hart en die niere, wat ons Afrikaner diaspora in die vreemde nog so betrokke kan hou by daardie wonderlike Suidland van ons. Ek glo jy kan jouself indink wat 'n voorreg en eer dit vir my is om vanmiddag aan hierdie belangrike geleentheid te kan meedoen. Al is dit nou nie in die vlees nie. Maar laat ek by die punt kom. Die doel van my gesels met u is om daardie vraag te antwoord wat sekerlik nou in meeste van u se koppe maal. Die vraag, nou wat vir 'n ding is hierdie Nongai nou eintlik? Ek sal probeer ophelder met verwysing na 'n paar aspekte. Die aspekte wat dan ook die 5-punt struktuur van my praatjie vorm, soos wat julle kan sien op die skuifie wat nou op die skerm kom. Die eerste punt is die oorsprong en die betekenis van hierdie Zulu naam, Nongai. Tweedens dan kortliks die geskiedenis, waar kom ons vandaan? Derdens, wie is ons? Ons regsidentiteit en ons struktuur en die belangrikste persone hier in die Nongai span om hulle aan die bekend te stel. Vierdens, so een en ander oor die tipe materiaal wat ons publiseer. Waarop fokus ons? Om 'n idee te gee van wat se soort inhoud ons dra en wat deur akademia bewaar gaan word. Laaste punt, hoekom hierdie samewerking met akademia wat ons vandag hier bekendstel, vir ons as die Nongai span so uiters belangrik is. Dus, waar kom die naam Nongai vandaan? Hier is 'n foto wat die verhaal vertel. Dis 'n Zulu naam wat beteken die koning se wagte. Die koloniale polisie in Natal voor inwording se Zulu komponent is toe ook so genoem. Op hierdie foto kan u 'n groep Nongai sien, afgeneem voor Fort Nongai in Neshowe in Zululand. U kan sien in die roemryke tradisie van Shaka se impies staan hulle trots kaalvoet. Dit was mos een van die eerste dinge wat koning Shaka gedoen het. Hy het sy manne hulle tradisionele sandale laat weggooi, want met hulle voetsole eers goed gebrei, deur hulle oor dubbeltjies te laat marseer, kon hulle daarna natuurlik baie vinniger beweeg so kaalvoet. Wat my bring by die geskiedenis van die Nongai tydskrif. Voor inwording het elke kolonie sy eie paramilitêre polisiemag gehad. Elkeen van hierdie magte het dan ook sy eie korps tydskrif gehad. En die naam van die Natalse polisie tydskrif was The Nongai. Hierdie tydskrif het die eerste keer in 1907 verskyn. En jy kan sien dis hierdie groen gebundel met die ruiter, die polisieruiter voorop. In 1913, na die inwording van 1910, is al die provinsiale polisiemagte saamgevat in die nasionale Suid-Afrikaanse polisiemag. En is die Unie verdedigingsmag ook gestig.
Die Verenigde Magte het vervolgens besluit om net een gesamentlike tydskrif te publiseer. Die naam Nongai is toe deur hulle gekies vir hierdie gesamentlike magte tydskrif. Vanaf 1913 was die Nongai dus die tydskrif van die polisie, die verdedigingsmag en van die gevangenisdiens. Hierdie situasie het deur die 2 wêreldoorloë heen voortgeduur. Nou, rondom republiekwording het die tendens egter begin ontstaan van gespesialiseerde korpstydskrifte, soos Paratus van die Weermag en Servamus van die polisie. En jy kan nou sien op hierdie skyfie, hoe het hierdie verskillende uitgawes tipies verstoon. Eksemplare van Nongai oor die jare. Hier langs op skerm is die eerste kwartaal van 1908 se Natalse uitgawe, toe dit kwartaalliks verskyn het. Dit is nog die kolonie natuurlik, die polisie van Natal. In die middel is daar 'n edisie uit 1917 van die gesamentlike magte se Nongai tydskrif, soos jy op die voorblad kan sien. So amper net so belangrik soos die Parafin. Heel regs is daar 'n voorbeeld van hoe die Nongai vandag lyk as 'n e-tydskrif wat PDF-formaat en ook op ons blog gepubliseer word. Wat interessant is van die spesifieke resente voorblad is dat die hooffoto wys dat alle lede van die ZARPs, dis nou die ou ZAR oftewel die Transvaalse Republiekse polisie, dat hulle almal presies dieselfde uniform gedra het, ongeag ras. Vergelyk dan nou ook die trotse adjudant Marava op die hooffoto met die Natalse Nongai in die inlasfoto, gekleed nog in typiese Britse koloniale nie-blanke uniform. Wat maar weer net wys waar die wortels van die rassistiese tradisies werklik gelê het. Die Nongai van vandag as e-tydskrif is op 6 Junie 1910 herloods as 'n privaat inisiatief om ons magte van weleer se nasionale veiligheidsgeskiedenis te help bewaar. Soos van ouds dek dit al die komponente van die veiligheids- en intelligensiegemeenskap van destyds. Soos ons lese sê, ons bewaar ons geskiedenis sonder kwaadwilligheid, op Engels without malice. Ons bedryf ook nie partypolitiek nie. Die dryfkrag agter die herleef van die Nongai bykans 14 jaar gelede was afgetrede polisiebrigadier Henny Heymans. En hy is vandag steeds ons anker, ons inspirasie, ons hoofredakteur. Jy sien hom in beeld hier. Brigadier Henny was vir baie jare aan die veiligheidstak van die polisie verbonde. Onder andere as polisieverteenwoordiger op die sekretariaat van die destydse Staatsveiligheidsraad, die SVR. Dus in die hart van die veiligheidsbestuurstelsel gedurende die onstuimige jare 80. Henny het 'n meestersgraad in strategiese studies en van kindsbeen af het hy 'n intense belangstelling gehad in die geskiedenis. Vir hom, vir ons almal is Nongai 'n liefdestaak met die redaksie en die bestuur wat almal onbesoldigde vrywilligers is. Aanvanklik is die Nongai maandeliks gepubliseer in PDF-formaat, wat die beste was in 2010, en is gedra op die platform van ISO. Deesdae is ons nog steeds op ISO te kry, met 'n maandelikse samevattende uitgawe, steeds aflaaibaar as 'n PDF. Maar ons het nou ook ons eie webjoernaal, oftewel blog, met ons eie webblad. Daarop word bydraes deurlopend deur die maand gepos, sodra elkeen persklaar is, in digitale vorm. Dit is dus nou maklik leesbaar op enige foon, tablet, skootrekenaar. Jy weet dat om PDF's te manipuleer op 'n
foontjie se skerm het maar bietjie vingergimnastiek geverg. Nou is dit ook veel makliker soekbaar, nie net makliker leesbaar nie, maar ook soekbaar op die internet met volledige metadata vir elke nuwe artikel wat nou digitaal vasgelê is. Ander platform van ons is YouTube en ons het onlangs hierdie kanaal begin. Daarop kan jy onder andere na podcast luister soos Springbok Radio se Squadcast van ouds. Hier is 'n diagram van al 7 ons verskillende publikasieplatforms binne die Nogai Media gesin. Ek sal later terugkeer na elkeen van hierdie se tipiese inhoud om jy 'n beter idee te gee van wat se interessante materiaal 'n ware kultuurhistoriese erfenis daar in ons argief te vind is. Maar eers iets wat meer oor wie en wat ons is. Nogai Media is die hoofbedryfskomponent van die Nogai Trust. Ons as media is die spreekbuis vir die trust wat sy boodskap uitdra. Maar ons is ook 'n komponent wat help om die trust se welsynswerk te befonds. Dit al word ons publikasies gratis aan die publiek beskikbaar gestel. Soos jy kan sien, die Nogai Trust is geregistreer as trust en ook geregistreer by die Inkomstediens as 'n PBO, 'n publieke belangorganisasie. En dit hou bepaalde belastingvoordele in vir byvoorbeeld ons donateurs wat hulle donasies kan afskryf teen hulle eie belasting. En soos reeds gesê, is ons span almal nie besoldigde vrywilligers. Ons publikasies, wil ek onderstreep, is gratis beskikbaar, sonder subskripsie, fooie of sogenaamde firewalls. Ons dra egter betaalde advertensies om die bedryfskostes, wat daar duidelik is, te help dek, en ons werf ook donasies. So kom ek stel ons span bekend. Hier kan jy hulle sien. Net so kortliks iets oor elkeen. Ek het nog gepraat oor Henny, my storie gesien. Jan is ons argivaris. Hy is 'n rekenaar- en sekuriteitsdeskundige en was self vir jare lank dosent aan die Universiteit van Venda, Polisiekunde Sekuriteit. Ons redakteur van die Vroueblad, Sari van die Kerk, was deel van die heel eerste inname van vroue polisiebeamptes in 1972. Sy was ook voor haar aftrede senior joernalis by Beeld en sy het nagraadse kwalifikasies in bedryfsekonomie. Henning van Aswegen mag aan heel party van die bekend wees as die skrywer van 'n aantal trefferboeke. Hy is ons deskundige ten opsigte van intelligensiekunde. Henning was verbonde aan die Nasionale Intelligensie Akademie en hy het nagraadse kwalifikasies in politieke wetenskap en journalistiek. Kolonel Logan Govender hanteer ons sosiale rubrieke, maar veelal sorg hy, en hy doen dit uitstekend goed, dat die Indiër polisiegemeenskap van Natal se geskiedenis bewaar bly. Voorts, benewens ons spanlede, is ons gelukkig om belangrike borge te hê, soos ISO, wat ons produk gratis op hulle platform dra, en veral dan ook Microsoft, wat vir ons as 'n PBO onder hulle vlerk geneem het en hulle BioPike Business Premium tegnologie pakket, wat duur is, gratis aan Nogai en aan ons medewerkers beskikbaar maak. En dan ons ouditeur, meneer Johan Botha, die Johan Botha van Silverton Brandbestryding Farm, wat in alle opsigte 'n baie kundige steunpilaar is. En nou is ons baie trots
om as deel van hierdie span en vennootskap vanaand te kan aankondig ons verhouding met Akademia, veral die Akademia Biblioteek onder leiding van Leanda Koetser. Hierdie nuwe samewerking sal verseker dat ons argief bewaar sal bly en deur hulle kundige katalogisering nog makliker soekbaar gemaak sal word op die internet vir navorsers en ook die publiek. Ons kom werklik nie ons argief aan beter medewerkers skenk as aan Akademia nie. Iemand wat instrumenteel was in die daarstel van hierdie verhouding met Akademia, vir wie ek graag by name wil uitsonder en van harte wil bedank, is Dr. Heinrich Matthee. Hy self gaan later praat oor die waarde van die Nongai argief uit 'n akademiese navorsingshoek. En van navorsing gepraat, kom ons gesels dan nou 'n bietjie oor die tipe materiaal wat Nongai versprei en bewaar oor sy verskillende kanale heen. 'n Goeie beginpunt is ons e-boeke. Want partykeer verdien 'n belangrike onderwerp om meer spasie daaraan afgestaan te kry as wat 'n net een kort artikel gedek kan word. So byvoorbeeld die 50-jarige herdenking van die bestaan van vroue polisiebeamptes in Suid-Afrika. Of 'n vergelykende studie wat ek en Brigadier Henny gedoen het oor die veiligheidstak van die polisie se werklike rekord as dit kom by destydse veiligheidsaangehoudenis. Weet jy byvoorbeeld dat ondanks die erge propaganda oor die 30 jaar van die armed struggle van 1960 tot 1990 daar slegs maar 67 persone in formele veiligheidstak aanhouding oorlede is aan alle oorsake, veral oorheersend natuurlike oorsake. Van hierdie getal kan mens die gevalle waar die omstandighede van dood in dispuut is vandag op die vingers van een hand tel. Dis Steve Biko, Ahmed Timol, Dr. Neil Agate. Daarenteen, oor dieselfde periode in Australië, is 474 inboorlinge, aboriginals, dood in polisieaanhouding daar, aan alle oorsake. In die enkele jaar 2019 alleen in Suid-Afrika is 214 polisieaangehoudenis dood in die sorg van die nuwe Suid-Afrikaanse polisiediens. En die ANC self het teenoor die WVK erken dat oor die duur van die armed struggle meer as 900 van hulle lede dood is in ANC sorg in hulle kampe in die buiteland. Dus 900 teenoor 67. 'n Ander voorbeeld van die baie saakmakende onthullings oor ons werklike nasionale veiligheidsgeskiedenis wat ons bevoorreg was om in Nongai te kon dra, is die 3de e-boek op die skerm. Het u geweet dat Pretoria teen die einde van die 80er jare die destydse Sowjet leierskap in Moskou se koppe dermate gedraai gehad het dat die USSR in Suid-Afrika doelgerig besig was om saam te werk aan 'n projek om ons lugmag se verouderde Franse Mirage F1 en 3C vegters se Snecma Atar engines te vervang met omgeboude Sowjet engines van die tipe gebruik deur die MiG-29. Hierdie lekker lees reeks wat saamgevat is in die e-boek is vir ons geskryf uit die perd se bek deur die hoofingenieur van die projek, Kobus de Villiers. Kobus self is vandag 'n gewilde en baie knap lekker lees romanskrywer. Weet jy waar die spanne
Suid-Afrikaanse en Sowjet lugvaartingenieurs se gesamentlike ontwerpatelier in Moskou was, waar hulle saam gewerk het om die MiG engine, sowel as die Mirage se lugrame, te herontwerp om alles te maak pas. Iets wat die Franse gereken het absoluut onmoontlik was. Daardie atelier was gesetel in die luxe dacha, wat eensmalig die kommunistiese grootbaas Brezhnev se tuiste was. Die eindproduk van hierdie projek het uitstekend gevlieg, dermate so dat dit pryse op internasionale lugskoue gewen het. Die samewerking met die Sowjets was uiteindelik nie net beperk tot die een projek nie. Hulle het goed in die geheim gehelp met sanksieontduiking. En die puntman aan hulle kant was die destydse KGB-baas in Leningrad, nou weer St. Petersburg. Daardie heer het in Pretoria skool gegaan as jong knaap, toe sy pa daar by julle konsul was in die dae van die Smuts regering. Iets wat u waarskynlik ook nie weet nie, is dat die destydse ANC-president Oliver Tambo uiteindelik nie meer afsprake kon kry nie met die Kremlin se laaste kommunistiese grootbaas, Mikhail Gorbachev. Terwyl die einste meneer Gorbachev 'n politbureau vergadering geskuif het, ten einde die DG van die Nasionale Intelligensiediens, Dr. Neil Barnard, persoonlik te kon ontvang het, daar in die Kremlin. Dit is belangrik om op te let, dat al hierdie dinge begin gebeur het tydens die kommunistiese bewind. Nog in die tyd van die Sowjetunie, voor meneer Mandela vrygelaat is en terwyl die internasionale wapenverbod nog in volle swang was. En dit wys wat die dienste vermag het om die strategiese toneel te verander en ons oorgang uiteindelik te fasiliteer. 'n Ander belangrike Nogai platform is ons spesiale uitgawes. Elkeen van hierdie handel met 'n enkel tema. Temas wat te lank is vir slegs maar 'n artikel, maar daarom ook nou nie 'n volledige e-boek in beslag sal neem nie. Op hierdie skyfie kan jy enkele voorbeelde sien. Die spesiale uitgawes het tipies so 'n blou rand om hulle buiteblaaie. 'n Derde belangrike platform is ons vroue uitgawes. Dit vul 'n belangrike leemte in. En dit is ook eie soortig deurdat dit ook eie tydse geskiedenis rapporteer. Soos byvoorbeeld ons polisiespan wat onlangs in Turkye hulp verleen het tydens die massiewe aardbewing daar. Hier is enkele voorbeelde van die jongste vroue uitgawes. Ek laat die oomblik kyk daarna. Miskien die belangrikste nuwe platform is ons blog, ons webjoernaal. En dit is nog vars uit die oond. Dit is hierdie jaar maar geloods, maar in Februarie byvoorbeeld het dit al 2000 kliks gehad van meer as 1000 individuele besoekers. Die groot voordeel hiervan, benewens die metadata wat digitaal vasgelees is dit kan so maklik gelees word op enige apparaat, foon, tablet, rekenaar, want dit pas outomaties aan by u skerm. Jy hoef nie vingergimnastiek te doen nie. Al die belangrikste bydraes wat ons op al die ander platforms dra, is heel eerste op die blog beskikbaar, want dit word deurlopend deur die maand heen gelaai, soos wat elkeen individueel beskikbaar word. Nou, ons sal nie deel van die moderne era wees as ons nie op sosiale media is nie. Facebook, ons het 3 blaaie daar vir die Trust, vir Nogai self en dan vir die joernaal. Die Nogai Facebookblad het die artikels op, die aankondigings, maar ook is dit die plek waar sosiale nuus gedeel word. Hou die ou hande by mekaar.
Die Nongai Media Facebookblad daarenteen is enkel gerig op aankondigings van nuwe artikels. So as u net wil weet van wat is nie, dan kyk jy na die Facebook Nongai Media bladsy. Nou, ek wil nie te veel op Dr. Matthies se terrein oortree deur te lank te bly voorborduur oor al die interessante en waardevolle inhoud wat ons dra in die Nongai nie. Jy kan verstaan, ek kan vir ure praat oor wat die manne en vroue wat daar was, alles nou aan ons beskikbaar stel. Dinge waarvan hulle destyds integraal deel was, maar wat nie toentertyd bekend gemaak kon word nie. Of dan is daar ook soveel dinge wat nou nie geheim was nie, maar waaroor ons nou die voordeel kan hê van hulle eerstehandse insigte oor die werklike betekenis. En daarin lê vir ons as redaksie die groot waarde van Nongai as die vergaarder en die bewaarder van ons magte se nasionale veiligheidsgeskiedenis. Geskiedenis soos eerstehands oorvertel deur die wat daar was. Maar weens die sterflikheid van die mens is daar ook net 'n beperkte geleentheidsvenster vir die versamel van hierdie waardevolle data en insigte. Soos bekom van diegene wat wel destyds daar was. Ook vanweë die onontkombare sterflikheid wat ons almal besef, het ons hier by Nongai tot die insig gekom dat ons tydig plan sal moet maak om te verseker dat ons argief nie verlore gaan wanneer ons wegval nie. En daar is ons, na ons mening, is daar geen beter instansie as akademia aan wie ons hierdie kultuurhistoriese erfenis kan toevertrou. Daarin lê vir ons, die Nongai vrywilligers, die groot waarde van ons samewerking met Leanda en haar span. Want ons het nou die gemoedsrus dat alles waaraan ons soveel ure en maande en jare spandeer het, in veilige en bekwame hande sal wees. Dis nou nie dat enige van ons plan het om nou terug te sit nie, of om te kap nie. Nongai gaan volstoom voort, van krag tot krag. Daar's nog baie werk om te doen, om ons magte se kant van die waarheid ook behoorlik op die internet verteenwoordig te kry. Met die Akademia Biblioteek se kundigheid en ons gedeelde ethos, glo ek dat ons vorentoe nog baie meer sukses gaan behaal. Ek wil afsluit met 'n boodskap van dank en waardering teenoor Akademia, komende van ons voorsteur van die Raad van Trustees van die Nongai Trust, generaal-majoor Dr. Johan Burger. Maar voor ek dit op die skerm sit, wil ek daarom eers graag gou groet hier van oor kan die waters af. Baie dankie vir u teenwoordigheid by hierdie geleentheid. Dis voorwaar 'n riem onder die hart dat hierdie goeie saak u almal se ondersteuning geniet. Beste groete en alle sukses, ook met Akademia se uiters belangrike onderrigtaak. Ek wens julle almal 'n baie aangename aand toe. Totsiens.